Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, aspis. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die aspis word soms met die wyvern verwar, omdat hulle albei drake is met net 2 bene, maar die wyvern is baie groter en met ander eienskappe as die aspis. Uit die volkskunde van middeleeuse Europa is die aspis 'n klein draakie wat giftig is om aan te raak. Selfs om te naby aan hom te kom is om die dood uit te lok. Sy byt veroorsaak onmiddellike dood. Selfs dood kan dit dodelik wees om daaraan te raak. Die tipe dood wissel van verhaal tot verhaal, van doodbloei tot opswel en verrot op die plek. Die enigste swakheid van die aspis is musiek, want dit maak dit gemaklik of afgelei, afhangend van die bron. Hierdie klein draakie weet hiervan, so steek sy stert in een oor en druk die ander een op die grond om homself te red, om deur sang tot slaaf gemaak te word. Dit laat egter sy prooi ontsnap. Die meeste uitbeeldings van die aspis is daarvan in hierdie posisie. Soms verwar in middeleeuse manuskripte met slange, aangesien die naam slang beteken. In beide slange en aspisse is dieselfde uitgebeeld in hierdie bestadiums. Is dit steeds moeilik om verwysings na die een te vind sonder die ander. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, aspis. Aspisse word net in die diepste woude gevind, naby grotte, het sy natuurlik of deur hulle geskep, waar hulle bome beskerm wat goue vrugte groei. Hierdie vrugte is slegs bedoel vir verbruik deur vee, maar sterflinge daag mekaar dikwels uit om die verbore vrugte aan te skaf. Die aspis is klein, die grootte van 'n villetjie, en beweeg vinnig deur die woud met sy 2 bene. Sy vlerke, gevorm soos die van 'n vlermuis, kan dit hoog bo die boomtop neem. Aspisse wissel in kleur van die diepste groen tot swart. Sy asem is giftig vir sterflinge. Sy byt is onmiddellik dodelik vir alle wesens. As jy daarin raak, sal jy stelselmatig verlam totdat jou asemhaling ophou. Net soos volkskunde sê, is musiek sy een swakheid. Vir sommige laat musiek hulle aan die slaap raak, terwyl dit ander onder die verslawing bring van die een wat die musiek speel. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.